Goeiemôre, Radio Fynbos luisteraars. Ons woord, Jesaja 41, vers 14 tot 15. Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volke Israel. Ek help jou, spreek die Here, en jou losser is die Heilige van Israel. Kyk, ek maak jou tot 'n skerp, 'n nuwe doorslee, wat baie tande het, en jy sal berge dors en fyn maal, en heuwels maak soos kaf. Kan daar twee goed wees, wat meer die teenoorgestelde van mekaar is, as 'n klein wurmpie, wat sag is, wat klein is, en wat niks eintlik skade kan aandoen nie, teenoor 'n doorslee, sterk tande, wat 'n werktuig is. 'n Wurmpie is so klein en delikaat, kan maklik onder jou skoen plat getrap word, vermorsel word, dat daar net niks van dit oorbly nie. Maar 'n harde, sterk yster, 'n doorslee, kan selfs deur klip sny, as dit moet. En hier sê God Almagtig, hy kan van 'n wurmpie 'n doorslee maak. Jou vat, wat vanoggend dalk luister na die boodskap, wat so swak voel, en met al jou swakheid, deur sy gees, jou so sterk maak, so nodig vir 'n tyd waarin ons nou is. So as jy ook daardie wurmpie gevoel ken, in een of ander manier in jou lewe, weet, God kan jou sterker maak as jou omstandighede, om dit na jou beswil te laat uitwerk. Die hardste klipberg situasie in ons lewe kan ons oopbreek en daar binne 'n kosbare juweel kry van God se genade. Wanneer God ons 'n yster wil begin gee, dan sal ons moeilike tye kan deurstaan. Soos hy sê, hy maak van jou 'n skerp, nuwe doorslee. Hierdie gebeur nie in een oomblik nie, geliefde. Dis 'n proses in God se hande. God gebruik nie mense wat bevoeg is nie. Hy gebruik wurmpie mense, wat bereid is om deur hom gemaak te word, in sy wil gevorm te word. Om te weet wat hy mee besig is, kan net hy die lof, die eer, die aanbidding voorkry. Om jou te maak na die beste wat jy kan wees, soos hy jou wil gebruik. Ons as mens sal altyd die sterkste kies, die beste, maar nie die Here nie. En as ons nou met die wolk van getuienisse rondom God se troon kon praat, sou elkeen van hulle ons storie vertel van wurmpie dae. Jakob sou vir jou vertel het, dat sy naam bedrieër was, hoe in vrees hy vir Esau geleef het. Israel sou jou vertel het, elke profeet wat nou in die hemel is, elke een wat daar is, sou jou vertel het van hulle dae wat nie maklik was nie. Hy sê in Jesaja 42 vers 3, die geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en die dowwe lampet sal hy nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Ek gee jou 'n vinnige getuienis, waar ek een keer besig was in 'n boodskap. En terwyl ek die boodskap gebring het en ek in God se teenwoordigheid was, sien ek hierdie visioen en ek hou op preek, op bedien. En ek sê, op hierdie oomblik moet ek hierdie visioen met iemand deel. Iemand moet dit hoor. En ek sê, ek sien
hoe Jesus loop. Maar hy loop vinnig. En ek sien 'n massiewe berg wat voor my is. En ek kyk na die berg en ek besef, maar hierdie berg moet deurgegaan word of oorgegaan word om omgegaan word. Maar ek weet ook dat ek moeg is. En ek loop om by Jesus te bly, want hy loop met 'n fors van autoriteit. Terwyl ek kyk, tref sy borskas hierdie kliprotsharde berg. En op daardie oomblik het dit vir my gelyk soos 'n atleet wat deur die lint hardloop, wat die wenner is en die lint breek. En toe Jesus se borskas daardie berg tref, toe split dit in soveel stukke. En die boodskap het uitgegaan op kruiskyk. En agterna het 'n man my gebel wat 'n verslaafde was. En hy sê vir my, toe hy gesit het en geluister het en gekyk het na die boodskap op TV, en ek die woorde sê toe Jesus die rots tref met sy borskas en dit split, het krag deur hom gegaan. En hy het van daardie oomblik af nooit ooit weer gedrink nie. Verslawing was in hom gebreek. En ek glo dat die regte mense op hierdie oomblik weer hierdie woord moet hoor. Om verlossing te kry. Al voel jy soos 'n wurmpie, dat God vir jou sê, sy krag in jou sal van jou 'n nuwe, 'n skerp dorsslee maak, wat die berg in jou lewe sal breek. Dankie Jesus vir u bloed vanoggend. Dankie dat ons kan vra dat u ons sal vergewe, ons sondes, ons ongeregtigheid, ons oortredinge. Dankie dat ons kan vry spreek. Dankie vir u liggaam wat vir ons gebreek is, sodat elke mag van die vyand, elke houvas, gebreek kan word, wat ons vasgekelder hou in slawerny, van siektes, van krankheid, van swakheid. Dankie Jesus. Amen.